Tannie as 'n liedjie wat ek wil hê, Tannie moet vir ons speel asseblief. Dit gaan oor die tema van my boodskap vanaand wat die Here vir my gegee het. Ons moet waak en bid teen die luste van die wêreld. Amen. Halleluja. Ons moet waak en bid teen die luste van die wêreld. Die grootste en die wonderlikste naam bo alle name. Amen. Daar is niemand soos Jesus nie. En daar sal niemand ook ooit wees nie. U weet broers en susters, terwyl ek in my binnekamer sit en ek sê, Here, wat wil U hê moet ek met die volk praat? Want jy sien broers en susters, ek is maar net 'n mens, 'n instrument. Ek gaan niks doen as ek nie by die voete van die Here gelê het nie. En dit wat Jesus vir my gee, is ek ewig te danke. Nou die tema van my boodskap vanaand gaan oor waak en bid. Want die uur ken ons nie. Maar voor ek by my tema kom, wil ek net hê jy moet die oë sluit. Ons dierbare Here Jesus en Hemelse Vader, Here, ons kom vanaand na U toe, Here, met so 'n dankbare hart vanaand, Here. Here, ek kan vir U net dankie sê vir 'n genadekans, dat ons nog vanmôre ons oë kon oopgemaak het, Here, om die dag te kan aanskou. Here, ek wil vir U vra, Here, die wat opgekom het na die huis toe, Here, dat hulle nie soos hulle ingekom het, Here, nie soos hulle uitgaan nie. Here, dan wil ek ook vir U vra, die wat nie vanaand nie kan wees nie. Wees omstandig, Here. Here, staan by elkeen van hulle stil vanaand. En die wat vanaand siek is, Here, wees U ook, Here, by hulle vanaand. Here, en dan wil ek vir U vra, die woord wat U vir my gegee het, Here, dat ek niks sal wegvat nie, dat ek niks sal bysit van myself nie, Here. Want net so sal bring soos U dit vir my gegee het. Sê ek vir U dankie in Jesus naam. Amen en amen. Broers en susters, voor ek my boodskap kom vanaand, wil ek jy met my net so 'n rukkie verdra. Daar was eendag 'n seun en sy vader. Die seun het in 'n loopbaan van sang ingegaan, maar teen die wil van homself. Maar sy vader het dit goedgekeur en hy het hom op elke mate het hy hom geprobeer ondersteun en hom te druk. En dan het hy dit maar gedoen teen sy wil.
Maar sy eindelike doel wat hy wou gehad het en wat hy wou gedoen het, was 'n mediese dokter. En in die tyd wat hy so gesing het vir die mense, het hy gepraktiseer in die een kant. En toe hy sy doktersgraad kry, het hy net weggebreek, sonder om iemand niks te sê nie. En toe hy by die groot hospitaal aankom, en hom daar vestig, kom die ambulance aangejaag, en toe hulle die pasiënt inbring, toe merk hy op dat dit sy vader is. Hy sy vader 'n paar jaar terug gesien, nadat hy weg was. En toe hy sy pa sien, het hy gehardloop na hom. En toe hy by sy pa kom, het hy net sy gesig weggedraai. Met trane in sy oë het hy vir sy pa gevra, maar is hy nie bly om my te sien nie. Maar hy het niks vir hom gesê nie. Toe die diagnose wat hy gemaak het op hom, toe vind hulle uit hy 2 gewasse op sy brein. In so 'n mate dat hulle moet 'n noodoperasie op hom moet doen. En sy vader sê, jy sal nie op my opereer nie. Jy sien broers en susters, die woede, die kwaad, die hartseer en die pyn, wat in daai vader se hart was, het hom so hard gemaak. Ewen self toe hy in die hospitaal beland, het hy nie ag gegee op sy erns van sy siekte nie. En die seun het bidend gestaan by sy pa. Dit maak nie saak wat 'n woorde hulle vir hom gegee het nie. Het hy altyd net gesê, ek is jammer, Daddy. Vergewe my wat ek gedoen het. Maar ek moes dit doen, want dit is wat ek wou gedoen het. En dadelik het hy die noodoperasie, dat hulle die operasiesaal moet regkry. En terwyl hy saam met sy pa op die streetse loop, toe stop hy hom, en sy pa sê vir hom, my kind, ek wil hê, jy moet vir my bid. Jy moet ook baie mooi luister, broers en susters. Daai hart wat so hard was, toe sy vader beweeg na die operasiesaal, het hy nie geweet of hy dit gemaak uit nie. Maar hy vra vir sy seun, bid net vir my. En sy seun vat sy hand en hy sê, Daddy, ek kan jou verseker vandag, die dokter wat die operasie gaan doen, is al reeds die werk gedoen. Hy gaan net die mens as 'n dokter gebruik, maar Jesus gaan die operasie vir jou doen. Jy sien broers en susters, dit maak nie saak hoe hard my en jou se hart is nie. Maar ons moet in alle tye waaksaam en bidend bly. Ek wil hê jy moet vir my gaan na Markus 14. Ons gaan vanaf vers 32 tot 42 lees.
die opskrif Jesus in Getsemane. As almal daar sê net amen. Toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was. En hy sê vir sy disippels, sit hier, onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakob en Johannes, Jakobus en Johannes, saam met hom, en begin ontstel en benoud word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid, dat as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my af weg. Nogtans, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. En hy kom en vind hulle aan die slaap, en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in 'n versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy gaan toe weer weg en bid dieselfde woorde. En toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hulle het nie geweet wat om vir hom te antwoord nie. En hy kom vir 'n derde keer sê aan hulle, slaap maar voort en rus. Dit is genoeg. Die uur het gekom, kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hand van die sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Broers en susters, Jesus vat vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom na 'n plekkie met die naam van Getsemane om daar te gaan bid. En terwyl hulle by die plek aankom, sê Jesus vir sy disippels, wag hier, maar waak en bid, want die uur weet ons nie. Nou as ons gaan kyk aan die lewe vandag, waar ons is vandag, dan kan ons net sien hoe erg dit daar buitekant is. En die weer, broers en susters, ons moet elke dag waak en bid, want ons weet nie wanneer die uur kom nie. Nou die gedeelte waak en bid is seker een van die beste en die wonderlikste om te kan bekom, om in die ewigheid in te gaan. Want jy weet, as ons net 'n gleufie oophou,
Dis die tyd wat Satan ons taak het. Maar as ons waaksaam is en bid en bly elke dag, kan Satan nie 'n kans op ons lewe hê nie. Jy sien Satan, hy soek nie 'n kind van God wat bid en bly en waaksaam is nie. Ons moet soos 'n Job bekom. Toe Job amper dood was, was die muur tussen Job en die wêreld so groot, dat Satan na Jesus toe kom en sê, Here, breek net die mure van rondom Job af, sodat ek Job net 'n bietjie kan bykom. Nou jy sien broers en susters, dieselfde muur moet ons tussen die wêreld en Jesus. Ons moet so volkome in Jesus bly, dat ons moet eet, slaap en bid elke dag. Dit moet ons tweede natuur bekom. Dit moet ons tweede werk wees. Want dit is op die einde van die dag die beste om te kan doen, is om bidend en waaksaam te wees. Want jy sien Satan, hy kom met enige redes na jou toe. Met alle lelike dinge wat hy mooi maak. En wat doen jy en ek? Ons strukkel teen die prikkels wat Satan vir ons gee. In plaas om waaksaam en bidend te bly. Maar jy sien, broers en susters, toe Jesus die tweede keer kom, nadat hy gebid het, sê die woord van die Here, daar waar hy gesit en bid het, en die angs hom bygeval het, het sy sweet soos bloeddruppels op die aarde geval. Jy moet mooi onthou, Jesus het afgekom as mens. Die angs, die vrees, die bang was op Jesus. Want hy het geweet, die uur is naby, wanneer hom sou gevange neem. En wanneer hulle hom sou gevangene geneem het, het hy ook geweet waartoe hy sou gaan. Nou ek wil vanaand vir u vra, my ingesluit, hoe ver kon ons kort, as het kom, by waaksaam en gebed? Hoe sterk is u en ek se geloof in Jesus? Want Jesus het geweet hy gaan sterf. Jesus het geweet hy gaan gemartel raak. Jesus het by sy Vader gepleit, Here, Vader, laat hierdie uur net verby my gaan. Maar nie my wil nie, maar jou wil. Want jy sien, God het 'n plan met elke een van ons. God stuur toetse op ons pad. Jesus toets ons. En kyk hoe sterk ons geloof in hom is. Dit maak nie saak wat die omstandighede jy in is nie. Dit maak nie saak wat jou pad langs kom nie.
As jou lewe so in gevaar dat dit 'n dreigement is. As jy Jesus in jou lewe het, kan jy 'n bendestorm loop. Amen. Dit is wat my Jesus kan doen. En Jesus sê, moenie bang wees nie. Ek is met jou. Nou waarom twyfel jy en ek nog? As ons kom in 'n moeilike situasie, waarom twyfel ons nog? Het Jesus nie alreeds die prys betaal nie? Jesus het alreeds daai probleem van jou weggevat. Maar jy en ek twyfel nog steeds. In plaas om te sê, Here, dankie. Jy het alreeds die prys betaal. Ek kan nie uitstap as 'n oorwinnaar. Want ek weet wat ek weet. Broers en susters, u weet, daar's 'n tyd en daar's 'n plek vir almal en vir alles. Ons ken ons geboortedatums. Ons weet wanneer ons gebore was. Maar ons ken nie ons sterfdatum nie. Dit is waarvan Jesus praat hier. Hy het geweet sy tyd is naby. Want hy moet oorgelewer word aan die sondaar. Maar andersins as ons, weet ons nie. Die tyd, die plek, en wanneer dit gaan gebeur. So laat ons vanaand, as ons hier uitstap, laat ons dit soos 'n tweede natuur vir ons word. Laat dit ons in ons harte sal ingraveer word. Ons moet teen alle tye waaksaam en bidtend bly. In jou motor, in die badkamer, in die kombuis. Maak nie saak waarmee jy besig is nie. Bidtend by Jesus te wees. En dan, broers en susters, sal ons sien die vrugte wat ons gaan afpluk van dit af. Mag die Here hierdie paar woorde seën vanaand. Ek kan nog 'n bietjie verder gaan, maar ek voel ek het klaar gesê wat ek moet sê. Ek wil vir u vra vanaand 'n uitnodiging gee. As jy voel u het 'n gebed nodig vanaand, moenie twyfel nie. Moenie terughou nie. Want dit is 'n saak tussen jy en Jesus. Ons weet nie wat jou probleem of jou situasie is nie. Maar jy kan dit by Jesus kom neersit. En hy weet dit al reeds. En dit is net Jesus en Jesus alleen wat jy daardeur kan dra. As jy voel jy wil 'n gebed hê, kan jy net vir ons uitbeweeg na die bidkamer toe hier in die gang hier af. En daar sal mense wees wat vir julle die hande sal opleg. Mag die Here hier die woorde seën.
Mag die Here met julle wees deur die week wat kom. En laat ons bid en waaksaam wees teen die luste van Satan. Amen. Ons het pastoor Mario baie dankie vir die woord. Dit is hoe diep in ons harte is. Of was dit net oppervlakkig? Soos die golwe van die see. Hoe sterk is jou geloof werklik? Wanneer hy storms kom, kan jy werklik staande bly. Of het ons net God nodig op sekere tye. Net nie so normaal te doen. Storms hoe groot, hoe sterk kan jy staan bly. Dit is, kom ons staan, dan moet ons laaste liedjie saam sing en terwyl ons die tieners en naaldvergaders gaan opneem, die wat gebed nodig is, geliefdes, regtig, julle kan nie omgaan. Geliefdes, kom ons maak toe die woord. Vader, ons sê vir u baie dankie, Here, vir die woord. My Vader, gee dit, Here, dat elkeen van ons sal groei, nog sterker sal word, Here. My Vader, wees met ons elkeen deur hierdie week, dat u Gees ons sal lei. Vader, deur die nag, Here, ons in die palm van die hand, my God. My Vader, ons bid al hierdie dinge, Here, nie om dit te dien, Here, maar enkel alleen uit genade uit, my Vader. Seën nou elkeen wat die 10 in die offergawe ingesit het, Vader. Seën hulle met die dubbele seëninge, die wat nie gehad het, Here. Wees met hulle, Here. Voorsien hulle, my God. Vader, seën ook die voedsel tot ons liggaam. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen en amen.